Ja, en na aanleiding van vorige vertellings wat ek hier gehad het oor konfrontasie wat tussen 'n regte president en 'n verkeersman plaasgevind het, Spietkop soos hy bekend is. Vertel 'n prokureursvriend van my van Wellington dat hierdie selfe regte president wat ek voorheen van gepraat het, hier was hier in die middel 70s rond van die vorige eeu, dat hy ook 'n ander konfrontasie met 'n Spietkop gehad het en dit daar op die Agterparelpad. Blykbaar het sy edele rustig met sy Impala daar op die Agterparelpad gery om vir vriende te gaan kuier aan die Parel, toe die plompe Spietkop skielik voor hom in die pad inbons. En plompe ene. ja, hy het nou te vinnig gery volgens die verkeersman en die regte president het dit ontken en daar toe 'n hele woordwisseling ontstaan en die een woord op die ander en die hele ding het toe begin lelik raak, veral toe die regte president vir hierdie betrokke verkeersman gesê het hy moet gaan kak. Natuurlik was die verkeersman nou nie baie gelukkig hieroor nie. En hy het toe nou sy misnoë gaan bekend maak aan sy verkeershoof daar in die Parel, die hoofverkeersbeampte van die Parel. En die Parel se hoofverkeersman was hewig geskok geweest, veral dat die RP sulke taal kan gebruik en so. Nou of die RP sulke taal gebruik het, sal ons nou nie weet nie, want die RP het nooit daarop gereageer nie om dit te erken of ontken nie. Ja. Aan die een kant sal mense sê is onwaarskynlik dat hy so iets sou gesê het. Aan die ander kant weet ons mos dat 'n verkeersman mos nou nie sal leuns vertel nie. Hy is mos 'n man van baie onbesproke karakter en integriteit. So dis bietjie moeilik om te bepaal wat nou werklik gebeur het. Maar hoe dit ook al sê, vir doeleindes van die saak is aanvaar dat die regte president wel die verkeersman aangesê het om die ablisiegeriewe te gaan gebruik op 'n meer cru wyse. Hoe dit ook al sê, die hoofverkeersman besef toe dadelik nee, maar wag, dit is die regte president. Die ding kan nie op sy vlak uitgesorteer word nie. Ja. Die ding moet opgeeskaleer word na die munisipale raad toe. Sure. Nou daai tyd was die munisipale rade was nie veronderstel om verpolitiseer te wees nie. Met ander woorde, jy het nie 'n lid van die raad geword onder die vaandel van die nasionale party of die Verenigde Party of wat ook al of nie. Jy het in jou persoonlike hoedanigheid het jy daar gegaan en jy was persoonlik verantwoordelik. So jou streng gesproke was jou politieke affiliasie nie van groot belang nie, want jy moes dienste lewer aan jou mense. Ja. So, maar natuurlik elke raadslid het natuurlik sy voorkeure gehad van politieke partye en so. Hoe dit al sê, dit word so opgeeskaleer na die raadslid vir paaie en verkeer en paaie. Hy dra toe nou hierdie dilemma aan die raad voor. Baie geskok dat wat hier gebeur het. Natuurlik kan nie eintlik die woorde gebruik wat die RP gebruik het in 'n behoorlike geselskap soos die munisipale raad van die Parel nie. Te skokkend, maar met permissie gesê. Die RP het vir hom gesê om te gaan kak. Nie dat die RP permissie gehad het nie, hy wat nou sê wat die RP gesê het, doen dit met die nodige permissie. Ek wonder altyd by wie kry hulle daai permissie, maar hoe dit ook al sê. En natuurlik die ander raadslede is geskok, hulle skud hulle koppe, hulle maak klapgeluitjies met hulle tonge, want hulle kan nie glo wat hulle hier hoor nie, dat so iets nou aan 'n arme, weerlose Spietkop gedoen kan word deur 'n man in mag soos die regte president nie. Nou, die raad het toe nou vir ure daarna, of vir meer as 'n uur daarna,
het daar verskeie ouens gepraat oor wat nou? Wat moet hulle nou maak? Party ouens het voorgestel die ding moet na die administrateur van die Kaap verwys word, want hy is die administratiewe hoof. Ander ouens het gesê nee, moet na die hoofregter toe verwys word, want dis 'n regter wat betrokke is. Ander ouens het gesê nee man, die ding moet opgeeskaleer word na kabinetsvlak toe. Die minister van Justisie moet hiervan kennis neem. En die president ook sommer en almal. Ander lot weer gesê, ag nee, as jy 'n verkeersman is, moet jy verstaan dat jy in konfliksituasies gaan beland, jy moet 'n dik vel hê en so. So die ouens kon nie daar was net nooit genoeg ouens wat saamgestem het op een resolusie dat hulle tot 'n resolusie kan kom nie. So die wyse ou burgemeester besluit toe. Hy het 'n oplossing, 'n tussentydse oplossing. Na ete laat kom ons hierdie verkeersman in, dat hy vir ons kom vertel presies wat daar op die pad gebeur het. Ja. En dan sal ons miskien meer 'n duidelike idee hê van watter stappe geneem moet word. So gebeur dit dan toe ook in afwagting van gepaste stappe dat hier na ete die verkeersman stomend en hygend in die raadsaal aankom. Aangestrompeld. Ja, hy's op 'n rol. Want daar was blykbaar heel wat van hom gewees. Hulle sê 3 voet rondom hom was dit nog steeds net hy. En deesdae in woke terme sê jy sê hy was vertikaal gestrem en horisontaal goed bedeeld of wat ook al. Ek weet nie hoe slim mense dit nog anders dinge sê. In elk geval, so kom hy nou daar en hy begin toe daar ook met 'n hartseer stemmetjie sy storie vir die raad vertel. Maar hy het nie ver gekom nie. Toe steek een van die raadslede sy hand op. Hy sê, meneer die voorsitter, op 'n punt van orde, ek dink ons het genoeg gesien. Nie gehoor nie, gesien. Ek dink ons kan, ek het 'n voorstel, 'n resolusie wat ek wil voorstel, so die verkeersman kan afstaan. Ek het 'n resolusie wat ek dink eintlik eenparig aanvaar gaan word. En verkeersman is toe aangedaan daar weg. En die raad neem toe eenparig 'n resolusie aan dat die betrokke verkeersbeampte ter wille van sy eie gesondheid en welstand op 'n meer gereelde basis moet doen wat die regte president voorgestel het wat hy moet gaan doen. Ja, hy moet daai ding gaan doen. Ja, en op 'n meer gereelde basis. Kom hy kyk so.